Welkom terug by hierdie week se John Deere graanmarkoorsigg. Verlede week het graanpryse dan skerp opgeskiet en toe oor die begin van hierdie week weer skerp teruggeval. Wat het dit als veroorsaak en is hierdie stygings nou verby of kyk die mark reeds na volgende seisoen se moontlike tekorte? Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmarkoorsigg wat met trots aan jou gebring word deur John Deere, FarmBench en Zematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê, sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling geskied eers in 2028 met slegs 4 jaarlikse betalings oor 'n 5 jaar periode. BTW terugbetaalbaar na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dit is nou die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van 'n John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig slegs tot 31 Augustus 2026. Op die markte het die witmielie spotprys dan skerp gedaal oor die begin van hierdie week en staan op R3.484 per ton met die Julie 2027 kontrakprys af na R3.831. Die geelmielie spotprys daal nou na R3.538 met die Julie 27 kontrakprys af na R3.760 per ton. Die sojaboon spotprys daal ook skerp maandag na R7.895 met die Mei 27 kontrakprys op R7.910 per ton. Die sonneblom spotprys daal na R9.996 met die Mei 27 prys op R9.077 per ton. Die koringspotprys staan tans op R6.214 met die Desemberprys op R6.140 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.553. Uitgedopte Argentynse grondbone se nuutste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan nou op R20.928 met die katoenprys weer hoër op R11.350 per ton. Kom ons kyk ook dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Onthou, hierdie is natuurlik nie pryse geland in Suid-Afrika nie. Daar is baie kostes wat nog moet bykom om dit wel nog op die plaas uit te kry, wat vir irium tot R3.500 per ton bo hierdie prysvlakke kan wees. Stikstofpryse styg met die irium FOB Arabiese golfprys tans op R6.843 per ton. Dit lyk of Europa en moontlik Amerika kunsmis subsidies gaan instel vir hulle boere, wat vraag na kunsmis kan verhoog en moontlik kunsmispryse nog kan optrek. Kaliumpryse daal egter met die KCL FOB Brasilia pryse tans op R6.593 per ton en word minder deur die oorlog nou beïnvloed. Fosfaatpryse is ook op met die MAP FOB Brasilia pryse op R15.021 met ammoniumsulfaat se FOB China prys tans op R3.255. Met die oorlog wat moontlik nou weer skietstilstand kan bereik, kan ons wel sien dat daar 'n bietjie verligting of is die hoop daar dat ons bietjie verligting vir kunsmispryse binnekort sal sien. As jy raad nodig het of sommer net wil gesels oor insetpryse vir die komende seisoen wat baie onseker tans lyk, bel gerus vir Grete op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike pryse te kry en sommer ook raad te gee oor wat sy nou in die mark te sien. Pryswys, jou skakel na beter insetpryse. Verlede week se skerp prysstygings het sekerlik vir baie mense laat voel dat ons nou finaal in 'n opwaartse tendens is wat tot volgende jaar kan aanhou en dat daar uiteindelik 'n bietjie verligting vir produsente se winsmarges ook op pad is. Ek het egter verlede week dan ook genoem dat die styging vir my eerder 'n goeie geleentheid was en tot 'n mate dan steeds is om ou seisoen mielies en sojabone dan te verkoop. Die ou seisoen oes is nog teen insetkostes van voor die Iran-oorlog geproduseer en die hoër pryse behoort daarom heelwat produsente se somme beter te laat klop het. Maar soos almal seker reeds gesien het, het pryse dan maandag weer skerp teruggesak. Oliepryse het met meer as 5% dan teruggesak nadat Amerika en Iran hulle aanvalle tydelik gestaak het. Dit het 'n gedeelte van die oorlogspremie baie vinnig uit die graan en oliesaadmarkte gehaal. Verlede week se stygings was dus tot 'n groot mate die weer- en oorlogspremie wat in die mark ingesit is. Die Amerikaanse weer het warmer en droër begin lyk op 'n belangrike tyd vir hulle mielies. Die twee oorloë het verder eskaleer
Koringuitvoere uit die Swartseegebied het meer onseker geraak en China het weer Amerikaanse sojabone begin inkoop. Wanneer daardie faktore alles saamwerk, kan pryse vinnig styg, soos wat ons gesien het, maar wanneer 1 of 2 daarvan verdwyn, kan 'n gedeelte van hierdie styging net so vinnig teruggegee word. Wonder of dit nie is wat nou besig is om te gebeur nie. Koringpryse het veral dan sterk gestyg weens die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, onsekerheid oor uitvoere en kommer oor droër toestande in dele van Europa, Amerika en Australië. Dit het mielies en sojabone ook saam opgetrek. Ek dink egter steeds dat Amerika 'n groot mielie en soja oes kan lewer. Volgens die jongste syfers is 67% van die Amerikaanse mielieoes en 66% van die sojaoes steeds in 'n goeie tot uitstekende goeie toestand. Soja-aanplantings is boonop 5% groter as wat ons verlede jaar gesien het. Daar is dus warm en droë streke wat opbrengste wel kan beperk, maar op hierdie stadium lyk dit tog nie na 'n wydverspreide Amerikaanse oesprobleem nie. Die goeie oestoestande en groter voorrade haal ongelukkig dan bietjie die wind uit die seile van die mark op die oomblik. Julie en Augustus bly egter baie belangrik. Julie is krities dan vir al families, terwyl Augustus gewoonlik die belangrikste maand vir hulle sojaboonoes is. Daar is dus steeds tyd vir skade en ons sal die Amerikaanse weervoorspellings oor die volgende paar weke dis baie fyn moet dophou. Wat my oor die volgende 2 tot 3 maande effens bekommerd maak, is hoe vinnig die fondse weer bullish geraak het en hulle netto langposisies weer verhoog het oor die laaste 2 weke. Dit wys wel dat daar beslis weer op tyd vir die graanmark was, maar dit skep ook ongelukkig risiko. Indien Amerika se weer dan verbeter, die oorlogspremie dan verder uit die mark gehaal word en China se aankope afneem of stop, sit daar nou baie lang posisies wat moontlik weer verkoop gaan moet word. Dit kan pryse dan redelik baie vinnig in die ander rigting druk. China se nuwe aankope het beslis ondersteuning gegee. Daar was gedurende Julie 'n reeks groot Amerikaanse sojaboonverkope aan China. Dit is wel baie goeie nuus, maar 'n paar aankondigings is nog nie genoeg om te bevestig dat China nou volhoubaar groot volumes by Amerika gaan koop nie. Ons moet dus baie mooi kyk of aankope oor die volgende paar weke dan gaan aanhou. Ek dink wel dit kan. En ons moet ook kyk wat uit die vergadering gaan uitkom tussen Trump en Xi wat in September kom. Maar ek voel die verhouding tussen Amerika en China is vir my op 'n baie beter voet as wat dit laas jaar die tyd was. Ek dink egter nie die bodem gaan nou heeltemal onder hierdie mark uitval nie. Almal kyk reeds met een oog na volgende seisoen en die moontlikheid van kleiner oeste en 'n aanbodtekort. El Niño is ook nie meer net 'n vaar moontlikheid vir volgende seisoen nie. Die NOAA het reeds 'n El Niño waarskuwing uitgereik en verwag dat dit verder deur die jaar gaan versterk met 'n 97% kans dat dit tot vroeg in 2027 sal voortduur. Dit beteken nie outomaties droogte oral oor die wêreld nie, maar dit verhoog beslis die produksierisiko's vir ons nuwe seisoen. Wêreldvraag na mielies, koring en oliesade bly ook dan uitstekend. Indien Suid-Afrika of dan veral Brazil volgende seisoen minder gaan plant of 'n swakker opbrengs gaan kry, kan 'n relatiewe klein daling in aanbod vir ons 'n groot opwaartse prysreaksie veroorsaak. Dit behoort te keer dat die mark nou oor die kort termyn net onbeperk gaan val. Plaaslik het ons dan reeds meer as 800,000 ton mielies uitgevoer, dis omtrent meer as 600,000 se geel mielies, so ons vorder redelik goed om deur die groot oeste van die afgelope 2 jaar te werk. Vir ou seisoen dink ek steeds, mens moet dalk hierdie prysstygings gebruik soos dit voorkom, veral as jy nie noodwendig silo's het om te stoor vir volgende jaar nie. Ek sal wel my ou seisoen verpligtinge graag wil nakom en dit agter my probeer sit en kyk of ek nie iets oor het om vir 2027 oor te hou en te verkoop in daardie mark wanneer pryse moontlik hoër gaan wees nie. Vir die nuwe seisoen lyk die prentjie wel bietjie anders. 'n Versterkte El Niño, hoër insetkostes en sterk wêreldvraag beteken dat die opwaartse pryspotensiaal steeds groot kan wees indien produksie iewers gaan teleurstel. Onthou, net 'n klein daling in aanbod kan al 'n sterk opwaartse prysreaksie vir ons veroorsaak. Indien jy wel hulp benodig met jou produksiebeplanning vir volgende jaar, besoek gerus vir FarmBench, ons gratis platform, en skep daar vir jou profiel. Die platform stel die jongste produksiekostes beskikbaar en laat jou toe om jou syfers met die van ander produsente ook in jou omgewing te vergelyk. Ons het nou wel nuwe kunsmispryse en brandstofpryse ook op die stelsel, so jy kan daar gaan loer gerus.
Hierdie week se John Deere graanmarkoorsigh word met trots aan jou gebring deur John Deere, FarmBench en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.